1 Samuel, hoofstuk 8. Samuel het oud geword. Toe stel hy sy seuns as rigters oor Israel aan. Joel is die naam van sy oudste seun en Abia was sy tweede seun. Hulle het as rigters opgetree in Berseba. Hierdie seuns het egter nie gedoen wat Samuel gedoen het nie, maar het omkoopgeskenke aanvaar en was daarop uit om onregverdige wins te maak. Hulle het verdraaide regsuitsprake gemaak. Toe het die Israelitiese leiers in Rama by Samuel vergader. En hulle sê vir hom, kyk, u is ver gevorderd in jare en u seun se optrede is nie soos u optrede nie. Dit sal beter wees as u nou 'n koning oor ons aanstel soos al die ander nasies het. In die oë van Samuel was dit 'n verkeerde ding toe hulle vra, u moet 'n koning oor ons aanstel. Daarom het Samuel tot die Here gebid. En die Here antwoord Samuel, doen wat die volk van jou gevra het. Hulle het in elk geval my verwerp deur 'n koning te begeer en nie vir jou nie. Vandat hulle uit Egipte getrek het tot nou toe, het hulle my gereeld verlaat en ander gode aangehang, en nou doen hulle dit met jou ook. Gee aan hulle versoek toe, maar waarsku hulle en lig hulle in oor die regte van die koning wat jy oor hulle gaan aanstel. Toe gee Samuel die mense wat vir 'n koning gevra het te kenne wat die Here gesê het. En hy sê, die regte van die koning wat oor julle gaan heers sal die volgende wees. Hy sal julle seuns vat en aanstel by sy strydwaans en perde, en hulle sal voor hom uit moet hardloop. Hy sal van hulle neem en aanstel as bevelvoerders oor 1000 en oor 50. Sommige sal sy lande moet ploeg en sy oeste insamel, ander sal vir hom wapens en strydwaans moet maak. Hy sal julle dogters vat om vir hom salf te meng, asook om kokke en bakkers te wees. Aan sy amptenare sal hy julle beste lande, wingerde en olyfboorde gee. 1/10 van julle koringoeste en druiweoeste sal hy opeis vir sy dienaars en amptenare. Die beste van julle jong manne, julle slawe, slavinne en donkies sal hy opkommandeer vir sy eie werk. Julle sal soos sy slawe wees, want hy sal selfs 1/10 van julle beeste opeis. En wanneer al hierdie dinge oor julle kom, sal julle uitroep tot die Here oor die koning wat julle oor julleself aangestel het, maar die Here sal julle uitroepe nie verhoor nie. Samuel se woorde het egter op dowe ore geval, want die volk het volgehou. Nee, dit maak nie saak nie, ons soek steeds 'n koning. Net soos die res van die nasies rondom ons, moet daar 'n koning oor ons heers. Hy moet voor ons uittrek in die oorlog. Toe Samuel klaar geluister het wat die volk te sê gehad het, het hy dit aan die Here oorgedra. En die Here het Samuel geantwoord, doen wat hulle vra en stel 'n koning oor hulle aan. Toe sê Samuel vir die Israeliete, gaan huis toe.